Goeiemôre, baie welkom by vandag se preek met die titel Hoekom moes God deur Jesus 'n baba word? Nou, hierdie is 'n vraag wat een van my moslimvriende my eendag gevra het en ek moet sê hy het my onkant betrap. En dit is 'n vraag wat ons alvol moet beantwoord. Hierdie is deel van ons vakansiereeks wat gaan oor 9 moeilike vrae. Wat Paulus vir Titus gesê het wat op die eiland Krete gewerk het, hy moet die ouderlinge toer is om vir die geloof te kan verduidelik en moeilike vrae te kan beantwoord, en hierdie is een van die moeilike vrae. So, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Nou, daar was 'n groot kerkvader gewees, Athanasius van Alexandria, en hy het in die jaar 328 die vraag so beantwoord. Hy het gesê, Jesus het gekom om te word wat ons is, sodat ons kan word wie hy is. Jesus het gekom om te word wat ons is, sodat ons kan word wie hy is. En dis hoekom Jesus gekom het. Paulus het dit anders gestel. Hy het gesê daar was 'n behoefte om aan 'n tweede Adam. 'n tweede Adam wat op ons kom, hy doen dit in 1 Korintiërs 15, gesels het daar ook in Romeine 5, dan noem hy Jesus die tweede Adam wat moet kom regmaak, want hy sê die een mens het sonde in die wêreld gekom, hy was die voorbeeld, en nou moet daar 'n nuwe voorbeeld kom. En hy moet kom om ons te kom herskep, weer na die beeld van God, soos dit bedoel was in die begin. En dis eintlik die 3 redes vandag hanteer, daar's eintlik nog baie ander ook, want hierdie is maar een van klomp preke eintlik, het hy ook gekom om die weg te berei vir ons heilige helper, die Heilige Gees, wat in ons moet bly, om ons te help om aan te gaan met hierdie herskepping van ons, sodat die koninkryk van God kan kom, en dat mense wat om ons is dit ook beleef, en tot die eer van God. So, om hierdie te verduidelik, wil ek eintlik dit eenvoudig hou, en ek wil hê ons saam met my gaan kyk, wat Jesus moes word as 'n mens, wat hy moes ervaar by 'n mens, wat moes hy beleef het by sy ouers om volledig mens te word, want hy was volledig God gewees. Ek sal net nou sê hoekom dit so belangrik vir was, want ons kan sê, maar God weet alles. Hy moes ervaar wat mense ervaar. En dan gaan ons in die tweede deel van hierdie preek gaan ons kyk, maar wat wou Jesus hê moet ons by hom geleer het, om te word soos wat hy is. En ek wil dit graag vir jou verduidelik. En daarna gaan ons baie kortliks kyk, hoe het hy die weg berei vir die Heilige Gees, wat in jou moet bly. Maar voor ek hierby kom, want hierdie kan nou soos 'n kinderpreek lyk, want dit baie prente in. Maar om dit waardevol te maak, moet ons besef, dit wat Jesus kom doen het, en wat hy wil hê ons moet doen, is om, kan in die woord omskryf word assimilasie, die proses van assimilasie, van opneem. Ons ken dit in die natuur, jy 'n boom assimileer water, maar so assimileer ons ook mense, en op die einde ook vir Jesus. Kom ek verduidelik het so, hierdie dogtertjie wil soos haar ma wees. Want sy sien haar ma heeltyd met haar oë, en eintlik neem jy iemand heeltyd op, met alles van jou, want sy sien hoe haar ma is, sy wil graag so wees in haar hart, die begeerte is daar, en dan op die eind rewind sy haar gedagtes, en sy mimiseer haar ma, eintlik, sy ma glimlag, sy het kinders doen dit van kleins af, maar sy wil ook haar mond rooi maak, en sy leer om het te doen, en dis die proses van assimilasie. Miskien is hierdie 'n beter voorbeeld van hierdie seentjie wat sy oupa gesien het, wat sy hierdie motorfiets van hom kan wheelie, en hy wil dit graag doen, hy sien dit, hy begeer dit, en dan oefen hy dit, tot hy dit kan doen met sy driewiel. En dit is assimilasie, dis 'n proses waar jy inligting opneem deur jou selle, is baie navorsing daaroor gedoen, en jy besluit as jy dit wil doen, dat jy dit gaan opneem. Ons het ook 'n keuse of ons goed en sleg opneem, en met jou oë, met jou ore, en dit verander jou hart, dit verander jou denke, dit verander jou hande, jou voete, jou postuur, jou manierismes, en dis eintlik wat Jesus wil kom doen, maar dis 'n proses van op die einde herskepping wat by die hart begin. So die proses van assimilasie wat Jesus dan moes deurgaan is om te sien hoe mense leef, maar ook te beleef. Hier moes hy die spanning beleef
van die wêreld en hy moes ook die liefde beleef. Ek sal net verder daar gaan en hy moes dit assimileer. Hy moes dit sy eie gemaak het. Ek sal net nou sê hoekom dit so belangrik was. En op sy beurt het hy disippels gekies, mense wat om hom kom staan het en vandag nog kom ons kerk toe om hom te assimileer. Hy sê altyd met mens, hy sê altyd met voorbeeld van God se liefde en daarom hier is Jesus en ek het 'n klomp van ons lidmate hier bygesit en dis tog wat ons kom doen. Op die einde as daar nog 'n grafsteen was gesê het weet Piet was 'n seun of 'n dogter van die Vader en 'n broer van Christus in 'n woonplek van die Heilige Gees, dan het jy 'n goeie lewe gehad. En dis die proses wat ons wil verduidelik. Nou, daar's 'n belangrike vers wat hierdie assimilasie eintlik verduidelik, en dis Johannes 1 vers 14, wat sê God het vlees binne in die mens geword. Die woord het vlees geword, en sy tentwoning by ons kom opslaan. En hy dit kom doen sodat hy ons kon sien. Sy ouers kon sien, ons sal net nou sien wat hy als moes gesien het. En in dieselfde proses het ons hom gesien, en daar staan ons het die heerlikheid van hom gesien, wat hy het as 'n God en mens, maar ook van sy Vader. En dan staan daar, en dit is vol genade, liefdevolle goedheid en waarheid, egtheid. Dis wat ons by Jesus gesien het. Dis wat die Vader wou gehad het hy moet sien. Dis wie hy het wat mense by ons moet sien. En hoekom moes Jesus dit doen? En dis nogal interessant. Die assimilasieproses, jy wil net iemand assimileer as jy hom vertrou. As jy, jy weet, 'n getuieskrif het dat hierdie iemand eintlik 'n bron is wat jy wil assimileer. So Jesus moes legitimiteit hê as 'n mens. Dat mense sê, maar ons weet wie hy is, ons wil hom assimileer en ons wil hom as 'n mens assimileer. Ek bedoel, ons is nie gode nie, ons is mense. En dit is 'n strike of genius dat die enigste God ooit sy seun gestuur het wat volledig God was om mens te word. Dat ons hom kan assimileer. Jesus kan vir ons sê, vergewe jou die wat teen jou oortree, want hy het dit gedoen. So, jy weet, hy is 'n legitieme voorbeeld in woord en daad om te assimileer, en ons kan hom op alle terreine van ons lewe assimileer, want hy was volledig mens gewees, hy was 'n kind gewees, hy het 'n pa en 'n ma gehad, hy het vriende gehad, hy is nou nie getroud gewees nie, maar hy het die lewe verstaan, en ons kan hom volledig assimileer. En dis dan hoekom Jesus gekom het. Nou, ek het sommer 'n paar lyne gaan trek van wat die Gees vir my in die Bybel sê, wat hy moes miskien as 'n mens assimileer. Die eerste ding van die begin af was sy lewe in gevaar. Nou, die spanning beleef van op die aarde te leef, en ons almal het maar ons geveg met dood, totdat jy eendag gaan, behalwe wat jy weet, jy stap net oor. Maar hier het hy dit beleef in Egipte, maar terselfdertyd beleef hy die nabyheid van die liefde. En dit het hy heeltyd gewys, want waar is Jesus is ons swaar kry by ons, want hy weet wat dit is. Hy moes ook die vreugde beleef van werk, want dit is wat 'n aardse werk wat ons doen, en wys dit is nie meer vervloek nie. Paulus sal ook sê ons doen dit vir die Here. Hy het 'n skiel aangelees, soos almal van ons het moes doen, hy het sy vingers raak geslaan, dink ek 10-1, om te weet wat pyn is, en hy het ook saam met sy pa gewerk, wat hy gesien het wat die waarde van 'n goeie vader is, en dit het hom gehelp om eendag, toe hy met die disippels praat oor die goedheid van God, en dan sê hy vir hulle, Matteus 7, weet wat 'n pa sal vir sy sene 'n slang gee as om 'n vis vra, of 'n klip as 'n brood van? Nee, niemand nie. Hoeveel te meer nie die Vader in die hemel nie, en hoekom luister hy na hom, want hy is 'n legitieme iemand bron, wat ek wil assimileer, en ook sy kennis wil assimileer. Jesus het Vrydag saam met sy pa sinagoge toe gegaan, om die dissiplines aan te leef van die Torah, en om te bid, en gereeld op te gaan na die gemeenskap van die gelowiges toe. En wat doen hy, toe hy begin bedien? Hy gaan weer na die sinagoge toe, en hy leer die mense, hy vat sy disippels ook saam. Ons lees eintlik in Lukas 4 vers 16, hy het gereeld so toe gegaan, tot hom nou daar uitgeskop het. En dit was ook die begin van die kerk, so by mekaar kom in die gemeenskap van gelowiges, was belangrik geweest. Die Torah het hy goed geken, en hy moes dit leer. Jesus het 80 direkte aanhalings uit die profete in die Ou Testament gemaak, en uit die Torah en die geskrifte, en hy het omtrent na 300 min of meer verwys in die evangelies wat hy daar was en wat verder aangehaal is.
want hy het dit geleer ook as 'n kind. Voor 13 moes hulle die hele Torah uit hulle kop uitken. En dan weet ons, hy het saam met sy vader hoor bid. As hy die Shema bid, daar's net hoor Israel, Elohim Yahweh is die enigste God, hy is al een wat God is. Het hy gebid, hy het gehoor hoe bid hulle ook in die ander gebede, dat die koninkryk van Dawid weer opgesit moet word, want hulle was onder bedreiging van die Romeine gewees. En uit hierdie gebede het hy die wonderlike Onse Vader vir ons gegee. Wat rus op die Joodse gebede, maar ons heeltemal vorentoe vat dat die koninkryk van God nie 'n plek is nie, maar dit is 'n ruimte van volmaaktheid wat die hemel en aarde mekaar dra, as ons na die gebed luister. En dan het hy ook die belangrikheid van feeste geleer. Jy leef in 'n volk saam met rituele, ons weet uit van kleins af, hy was al baie klein toe hy eerste keer tempel toe is, en dan sien ons toe hy 13 is dit weer opgeskryf. En daar leer hy die belangrikheid van feeste. En later, toe hy bedien het, het hy opgestaan met die loofhuttefees en gesê, het gaan oor die viering toe hulle gebly het in die tente en dan die water wat uit die rots uitkom en sê, maar ek is die lewende water. Maar hy's daar om te sê, en hy weet die dors wat mense het. En ons weet, hy ry eintlik Jerusalem binne op pad na die Paasfees toe, om hierdie gesig vir jou en vir my te gee, om te sê, op die einde moes hulle leer, hy ry hulle harte binne. En dan by die Paasfees vat hy daai simbole en tekens wat hy weet hoe kosbaar dit vir die Jode was, en hy sit dit om in 'n nuwe verbondsbetekenis van die brood is nou sy liggaam wat gebreek word, en die wyn is die simbool van sy bloed wat sal vloei vir volkome versoening van alle mense. En Jesus het as 'n kind baie saam met sy ouers gestap, en wat het hy gesien? Hierdie melaatse mense, nou hierdie maak Mycobacterium leprae, het hulle geglo is baie aansteeklik, maar dit is nie. Hy is vandag byvoorbeeld onder beheer, as nou nog mense wat die bakterieë kry, maar weet ons het antibiotika, daai tyd hoef jy dit maar gewas het, maar die probleem is, hulle het die mense uitgestoot. Hulle kon glad nie in die dorpe inkom nie. En daarom is een van die wonderlikste en wonderwerke wat Jesus gedoen het, van sy eerstes was om die melaatses aan te vat en hulle gesond te maak. Om so ook te wys, jy weet dat waar God se koninkryk en sy liefde is, kan mense terugkom in die samelewing. En hy het gesê vir daai 10 gaan terug en wys vir die priester, ek dink die blygheid wat daar was. Hy het ook gesien hoe tollenaars, jy weet, mense laat verslaaf deur en hulle tax, en hoe mense skuld maak en geld hulle baas word, en Jesus is een van die eerste dinge wat hy gesê het in sy bergpredikasie ook, jy moet kies of jy vir God of Mammon dien. Hy het gesê, jy sal moet besluit, want as geld jou baas is, gaan hy altyd jou baas bly. Maar jy moet geld se baas wees, geld is belangrik, jy het dit nodig gehad, het gesê, vir die keiser gee wat jy moet gee, maar dit is daai ondervinding wat hy as sy kind gehad het, en wat doen hy toe? Hy kies een van sy disippels as 'n tollenaar, wat 'n tollenaar was, om te wys, dat hy, as jy hierdie probleme kan jy verlos, hy ken dit, hy weet dit, en wanneer hy deur Jericho stap op pad Jerusalem toe, dan sien hy vir Saggeus, een van die mees gehate tollenaars, wat obviously mense uitgebuit het deeltyd, en wat wil hy wys? Dat geld hoef nie jou baas te wees nie, en dis presies wat Saggeus doen. Hoekom doen hy dit? Want hy ken mense, en hy kan vir hulle wys hoe hy is, wat nie eens eintlik 'n plek gehad het om te slaap nie. En dan sien ons, hoe dit dan omgedraai word, as die mense Jesus moet begin assimileer. En Jesus wou vir die mense wys 'n paar goed. En die een daarvan is, die lewe is 'n geskenk, wat met vreugde geleef moet word. Op 'n stadium toe hy weggaan, het hy vir Johannes, ons lees in Johannes 15, sê, as julle my gebooie onthou, as julle mekaar lief het, dan sal julle blydskap volmaak word en al hoe meer word. Die blydskap wat hy beleef het toe in Kana was, en toe hy gedans het saam met die disippels, wat so goed is, as mens nou kyk na The Chosen, dan sien jy Jesus se vreugde in. Dis nie die steriele Jesus nie, en dis hoe hy wil ons moet leef. Ons moet dans saam met God en saam met vreugdes en wys wat Prediker gesê, dit is waar die lewe gaan, het Jesus gesê. Want hy het dit beleef, dat ons joy nodig het. Hy het ook vir ons wou gesê het, luister, julle kan nie alleen leef nie. Hy sê, die koninkryk van die hemel, wat ek gebring het, word net beerwe deur hulle wat weet hoe afhanklik hulle van my is. En dit word staan eintlik daar, wat weet hulle is arm van gees, en dat hulle die Heilige Gees nodig het. En jy sal dit net kry, as jy begin bid.
Daarom leer hy ons om te bid. Hy het baie gereeld gebid. En as Jesus, wat die Seun van God is, altyd gebid het, hy het gesê, ek doen niks behalwe om die Vader te vra nie, as Johannes lees, dan moet ons dit ook doen. En hy sê ook, julle het nie wat julle kry nie, want julle bid nie. En hy leer ons om te bid. Hy leer ook vir ons om te sê, luister, geloof is ingewikkeld vir groot mense, maar as jy soos 'n kind glo, dan is dit eintlik maklik. Boek in die Chosen is dit nogal oulik dat om te wys hoe Jesus eintlik eers met die kinders begin werk het. En dan het klaar verstaan en Onse Vader geken voor hy dit nog vir die disippels geleer het. Dit is hulle weergawe daarvan. Ons weet uit die kinders geseën. Ons weet self ook wanneer jy met kinders werk, dan sien jy hoe groot oog hulle glo. En is of die wêreld en as die onskuld van die wêreld of ons onskuld weggedeel word die wêreld se swaar, dan sien ons dit nie meer nie. Hy sê glo soos kinders, uit een genaal, hy sê niemand is so gelukkig soos hierdie kinders nie. En dan het hy vir ons gewys, die stories te vertel, gelykenisse vertel van wie is jou naaste. Is enige mens wat iewers waar jy is op jou pad, wat swaar kry wat jy help, en dan moet jy uit jou pad uitgaan. Dit gaan sacrifices vra. Maar dit is soos mens wys waar die koninkryk van die hemel kom. En dan het hy gesê, ek het gekom om die koninkryk van die hemel te bring. Gee dit in julle hande. Ek gee dit oor vir julle, maar dis julle taak, sê hy vir die disippels, om dit verder te vat. Jesus het gaan bly in Nasaret, wat eintlik op die kruis van al die paaie van oos en wes was, op daai stadium. En hy sê, gaan bly op so 'n plek, en stuur mense na die uithoeke van die aarde, en gemaak mense my disippels, want dit is wat joy gee, dit is wat ewige vreugde gee, dis wat die vrees vir die dood wegvat, dis wat ons verander. En hy sê, dit sal net moontlik wees, sê vir sy disippels, om te doen wat ek doen, te wees wat ek is in my hart en my te assimileer, as jy die Heilige Gees toelaat om jou te help. En dit sal net gebeur wanneer die Gees oor jou kom en in jou kom bly. En daarom bring dit ons by die derde ding, kom Jesus mens geword het, en dit is om ons te reinig, sodat die Heilige Gees in ons kan kom bly. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur 'n eenmalige offer te bring, wat nie net ons skuld betaal nie, maar wat ons heeltemal reinig. En hier kom hy as die tweede Adam, en hy kom doen dit, hy kom breek die mag van die bose, daar's 'n klomp betekenis daaraan. Maar ek onthou, toe ek 'n kind was, en dan lees ons in Openbaring 5, jy weet dat die boekrol moet oopgemaak word, en dit bevat die geskiedenis van die wêreld waarin ek en jy nou leef, maar iemand wat hom moet oopmaak, moet 'n volmaakte offer bring. Hy moet wees soos die lammetjie van Exodus 12 vers 5, volgens blaam wees nie, en hy moet 'n mens wees. En dan sê dit, daar's niemand gekry op die hemel, of onder die aarde, of bo die aarde nie, en dan huil Johannes. En dan sê die ouderling vir hom, moenie huil nie. Iemand het gekom, en hy het die mense verlos uit hierdie donkerte bestaan, sonder God, en sonder toekoms, en sonder hoop. Daar staan hy, die leeu uit die stam van Juda, die lam wat die oorwinning behaal het, die geslag te wees, en dit is Jesus. En dit is hoekom Jesus moes kom, sodat ek en jy kom word wie hy was, omdat hy geword het wie ons is. Sodat weer ons die tuin van Eden weer gestalte kan kry. Dat die mense wat saam met ons leef en rondom ons is, dit ook beleef. En dis hoekom Jesus, God, 'n baba moes word.
Amen.